Goeiedag en welkom aan elkeen. Welkom veral aan diegene wat vandag vir die eerste keer 'n aanlyn erediens saam met ons beleef. As jy deel wil word van Kerk Sonder Mure, as jy meer wil uitvind, besoek asseblief ons webtuiste by ksm.co.za. Vanoggend is daar 4 afkondigings, maar 'n afkondiging is eintlik 'n uitnodiging. Die Here nooi ons uit om deel te wees en deel te word van dit waarmee hy besig is op hierdie aarde. Dis een van die dae weer Kersfees. Op 29 November is dit ons gemeente se Kersproduksie. Dit is 'n in-persoon erediens en hierdie dienste vind plaas op 29 November, 8:00 en 10:00 die oggend by Midstream, sowel as by Hippolaan. Ons aanlyn Kersproduksie word ook die aand van 29 November om 18:30 uitgesaai. Dit gaan 'n wonderlike belewenis wees. Die tema van ons Kersproduksie is die lig vir die wêreld. Moet dit nie misloop nie en nooi jou vriende, nooi jou bure, nooi jou kollegas. 'n Uitnodiging aan al ons ouers, na aanleiding van die opgewondenheid en die groot betrokkenheid en bywoning wat daar was by ons vorige ouerskapkursus, word daar vanaf 8 November vir 5 weke 'n nuwe ouerskapkursus aanlyn aangebied. Dis op Sondag vanaf 6:30 tot 8:00. As jy wil deel wees van dit, klik op die skakel hieronder of jy kan gewoon 'n e-pos stuur om te registreer by tieners@ksm.co.za. Van die temas wat behandel gaan word is onderwerpe soos doelgerigte familie, nuwe familiewaardes, sekuriteit in die familie, liefde wat die hemel oopsluit en hoe bring ons die hemel tuis. Vir ons jong mense, op 15 November is daar 'n 24 uur aanlyn gebedsgeleentheid. As jy deel wil wees van dit, stuur ook asseblief vir ons 'n e-pos na tieners@ksm.co.za. En dan net 'n laaste saak. Hou asseblief ons webtuiste en ons ander aanlyn kommunikasieplatforms dop om te sien wanneer ons weer in persoon eredienste gaan hou. Dit bly 'n voorreg om as gelowiges stil te word. Dit bly 'n voorreg om 'n erediens te kan bywoon. So kom ons sit net so en kom ons vra vir die Here se seën op die boodskap wat Colin vandag vir ons gaan bring. Ons Here, dankie dat ons weet dat U 'n God is wat lief is vir ons. Here, ons glo en ons bly dat U 'n God is wat almagtig is en dat U 'n God is wat teenwoordig is. Dankie Here dat ons weet dat U met ons wil kommunikeer. Dankie dat ons die stem via Jesus Christus en via die Ou en die Nuwe Testament hoor. Here, ons het nodig om te hoor wat U vir ons wil sê. Ons het nodig, Here, om te onderskei wat dit is wat ons by U moet hoor. Here, maak ons harte, maak ons ore en maak ons gees oop. Here, kom, gebruik asseblief vir Colin, gebruik sy boodskap, sodat ons net weer opnuut kan besef hoe groot U liefde vir ons is. Ons is lief vir U, Here. En dankie dat ons weet dat U in ons is. Dankie dat ons weet dat U besig is met ons. En dankie dat ons weet, Here, dat U op hierdie aarde ook voor ons uitgaan. Amen. Goeiedag ook van my kant af. So bly ons kan vandag ook hierdie nuwe reeks saam afskop. 'n Tema wat ons gekies het vir hierdie reeks wat ons regtig glo van die Here afkom en so aktueel is ook vir ons tyd van waarin ons leef, in tyd van die jaar is die tema foto's van genade. Nou weet ek nie wanneer ek en jy oor foto's praat, hoe jy daaroor voel nie, maar ek weet dat foto's neem my in my konteks na die woord fotoalbum toe, en laat my dink aan die baie albums wat my ouers in die huis gehad het. My ma was veral lief daarvoor om hierdie albums te bou. Daar's hierdie wit en swart foto's, nê? En dan is daar daai foto's van toe ons kinders was wat nou nie meer heeltemal lyk soos dit gelyk het nie, want aanvanklik was dit baie kleurvol. Nou het dit so 'n bietjie verbleikte, geelerige weergawe geword. So agter daai plastiek wat so moeilik lostrek vandag. As jy dit nog nie gesien het nie, maar jy weet as daar in jou huis, vra sommer vir papa of vir mamma om een van hulle vir jou later te wys. Miskien het jy dalk selfs nou behoefte om bietjie na die tyd weer te gaan loer. Maar vir die meeste van ons neem foto's ons na 'n ander plek toe. Na hierdie ouetjies toe, nê? Waar ons nie tientalle foto's het nie,
selfs nie honderdtalle foto's nie, maar duisende foto's op het, want ons kan nou foto's van alles neem, nê? Ek bedoel ons, as dit nie foto's is nie, dan neem ons screenshots van ander se foto's. Maar oral het ons hierdie beelde, hierdie prente, hierdie foto's van gebeure, en weet julle wanneer kry dit juis betekenis? Wanneer ons by plekke van onthou kom. En dit kan verskillende plekke wees. Verjaarsdae, begrafnisse, sulke plekke. Dis op daai tye wat foto's juis betekenis het. En hier op my voor is daar duisende foto's, verseker. Maar daar is hierdie album wat my foon vir my toelaat om te kan hê wat 'n funksie is. Sien, as daar 'n foto is wat vir my spesiaal is, van 'n spesiale oomblik, nee, dalk meer van 'n spesiale mens, dan druk ek net 'n hartjie knoppie en hy sit hom onmiddellik binne in favorites. So as ek by my favorites, by my gunstelinge gaan kyk, dan sien ek daai mense wat so naby aan my hart is en ervarings wat ons so naby en so diep gedeel het. Ons gaan in hierdie tyd en vandag veral kyk na een van daai baie spesiale foto's in die fotoalbum van die Bybel. Dis asof ons gaan draai na 'n term toe wat iets beskryf van hoe God na jou en my kyk. En dis die foto van 'n oogappel. Nou as jy vandag sou dink aan wat beteken 'n oogappel, as jy sê maar sy is pappa se oogappel, dan sê dit eintlik wat? Sy's baie spesiaal vir pappa. Sy is pappa se favorite. Hy is so lief vir haar. Hy het 'n baie spesiale plek in sy wese vir haar. Maar in die Bybelse tyd, as jy die Hebreëse woord gaan kyk, dan gaan daar nie staan oogappel nie, daar was nie so 'n term nie. Hulle het nie so daarna verwys nie. Hoe jy dit kan vertaal is the little man of the eye, or the little maiden of the eye. Die man, die klein man van die oog, of die klein dame van die oog. Nou wat beteken dit? Dit beteken wanneer ek en jy so naby aan mekaar kom, dat jy die weerkaatsing van jouself in die pupil van die ander persoon kan sien. Kan jy sien hoe naby dit moet wees? Dat ek so naby aan jou kom, dat ek my weerkaatsing in jou oog kan sien. Dis die eerste foto en ons lees daarvan in Psalm 17. So as jou Bybel of jou foon naby is, kry dit gerus daaraan, anders sal dit vir ons op die skerm wys. Psalm 17 vers 1. Luister tog, Here, na my regverdige saak. Let op my hulpgeroep. Hoor tog die gebed wat ek in alle opregtheid bid. U sal uitspraak lewer in my guns. U oë sien immers self wat reg is. As u my sou toets, myself in my slaap sou ondersoek, my deeglik sou keer, sou u niks verkeerds vind nie. Oor die doen en late van mense het ek niks verkeerds gesê nie. En ek het my aan u bevel gehou. Elke stap van my was vas op die koers wat u aangewys het. My voete het nie daarvan afgewyk nie. Ek roep u aan, want u sal my antwoord, my God. Luister tog na my en hoor wat ek sê. Toon u wonderlike trou, u wat almal help, wat vir hul vyande by u skuil. Dan vers 8. Beskerm my soos die appel van u oog, steek my weg in die skaduwee van u vleuels. Vers 7 sê Dawid, toon u trou, u wonderlike trou. Here, u wat almal help wat by u skuil. Wat 'n baie unieke beskrywing vir God, veral in daai tyd. In daai tyd wat hulle geleef het met vrees en bewing, waar hulle offers gebring het en so onseker was, waar hulle gepraat het oor straf en dies meer. Wanneer daar na God gekyk word, was daar nie hierdie woorde nie, en tog word Jahwe beskryf as die Here vol wonderbaarlike trou wat almal help wat by hom skuil. Dawid se belewenis was dat God nog altyd in sy lewe getrou was, dat God betroubaar is. En dan kom hy by hierdie vers 8, hierdie begrip, wanneer hy sê, beskerm my soos die appel van die oog. Aan die een kant sou dit beteken, Here, hou my so naby dat u my kan sien. Hou my so naby aan u, dat u eie refleksie in my lewe kan sien, dat ons so naby aan mekaar sal wees. Maar aan die ander kant het dit te doen met, Here,
Hier is ek in angs en bewering. Ek het vyande om my. My wêreld is onveilig vir my. So trek my nader. Hou my baie naby. Want Here, die appel van my oog in my lewe is sensitief. Ek en jy weet ons, wanneer stof in ons oog kom, dan beweeg ons baie vinnig hierdie oogwimpers van ons, want ons wil stof uithou, ons wil ons oë beskerm. As jy iemand net met die vinger in die oog sou druk, dan weet jy mos wat se reaksie dit is. Toe ek dit nou so maak, toe voel jy mos dat, nee, want dit is die sensitiefste deel van ons liggaam. Hoor wat sê Dawid? Ek is dit vir God. Ek is dit vir God. Here, beskerm my so, asof dit die sensitiefste deel van U is. Anders gestel, Here, wie aan my raak, raak aan U. Wie aan my raak, raak aan U. Dawid sê, aan die een kant, I'm dancing in God's eyes, want ek beweeg so naby dat ek myself kan sien beweeg. Aan die ander kant kom sê Dawid, maar Here, U is die een wat my sal beskerm. Hy vat dit verder, wanneer hy sê, onder U vleuels vind ek beskerming. Beteken dit dat wanneer Dawid hierdie sê, hy nie blootgestel word aan die gevare van sy dag nie? Nee. Want sien, wanneer ons veral in die Nuwe Testament sou kyk, gaan jy sien hoe gelowig is van wie hulle belydenis dat Christus die Here is gesterf het. Maar vir Stefanus sou hierdie woorde baie beteken het. Wanneer hy daar in Handelinge sê, aan die einde van Handelinge 8, wanneer hy bid, dat as die klippe op hom breek in Handelinge 8, Handelinge 9, dan sê hy, Here, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hoekom? Want hy sê, ek het die hemel oop gesien. Ek het Christus gesien. Hy beleef God se nabyheid so dat selfs sy fisiese bedreiging, sy fisiese leed wat oor hom gebeur, dat dit hom nie weghou van die innerlike vrede en nabyheid van die Here by hom nie. Hy beleef God se beskerming, hy beleef die vleuels van die Here wat hom vashou, selfs al is die wêreld onveilig, hy beleef ek is die oogappel van die Here, ek is spesiaal vir hom, ek is naby aan hom. In Deuteronomium 32 vers 10 skryf Moses vir ons die volgende: Hy het sy volk in die woestyn gevind, in 'n onbewoonbare land waar woestyndiere woon. Die Here het sy volk omhels, om vertroetel en versorg soos die appel van sy oog. Die Here het in die middel van hulle woestynervaring, in die woestynplek, op 'n baie slegte tyd in die geskiedenis en in hulle geskiedenis, het hy 'n volk gesien wat uitgeroep het. Hy het hulle daar gevind, wat beteken hy het hulle raak gesien. Hy het hulle daar vertroetel, hy het hulle omhels. Dit herinner so aan die beeld van Lukas 15. Onthou jy? Daar waar die pa met opgewondenheid wag vir sy seun. En wanneer sy seun wat verlore is, wat verkoos het, wat vermors het, vanuit die varkhok van sy lewe terugkom, is dit die pa wat na hom toe hardloop, iets wat 'n pa nooit sou doen nie, hom omhels, hom versorg, hom vertroetel en 'n fees reël. Wat sê die Here oor Israel? Ek het julle in julle woestynlewe raak gesien. Ek het julle omhels, ek het julle vertroetel, ek het julle versorg. Hoe naby wil God nie aan ons wees nie, selfs in die woestyntye van ons lewe. Selfs aan daai tye wat ek verwyder van die Here voel, onseker voel. Jy gaan meer daarvan volgende week hoor. En dan lees ons in Sagaria 2 vers 8, na 70 jaar se ballingskap vanweë hul ontrouheid, sê die woord van die Here vir hulle, so sê die Here die Almagtige, wat my met volmag gestuur het na die nasies toe, wat oorlogsbuit van julle gemaak het. Wie aan julle vat aan my oogappel. Hoor jy wat sê God? God sê ek gee nie op nie. God sê hierdie volk van my wat die straf verdien, wat ontrou was teenoor my, wat vervalle geraak het, wat die tempel as het ware totaal net verloor het, uit hulle sig verloor het. Hierdie volk wat uiteindelik in ballingskap geëindig het, daar in Babylonië, vir 70 jaar, soos wat Jeremia 29 beloof het, dit sal wees. Die Here sê, ek sien julle raak. Die Here sê daar in jou situasie, daar in die sleg van ballingskap, van slawerny,
van ongemak, van verwyder voel. Daar waar die meeste van die mense wat op daai stadium daar geleef het, verwyderd was van hulle eie land. Hulle was gebore in die vreemde. Sê die Here, maar ek het julle nie uit die oog verloor nie. Wie aan julle vat, vat aan die appel van my oog, vat aan die sensitiefste deel van my. En gaan lees jy dit in Sagaria 8 vers 2, dan klink dit so. So sê die Here die Almagtige, ek is hartstogtelik begaan oor Sion. Ek het woedend geword vir sy vyande, so begaan is ek oor hom. Ek is hartstogtelik begaan. Dit klink soos 'n Here wat so naby aan jou en my wil leef. 'n Here wat sy refleksie in my oë wil sien. En die Here wat wil hê ek moet my refleksie in sy oë sien. So naby moet ek leef, dat ek myself sien dans in sy oë. So kom ek vat saam. 3 belangrike dinge wat ek en jy vandag mee kan voortgaan. Eerste belangrike, God ken my en hy wil naby aan my leef. Jesaja 43 vers 1 sê, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne, eksklusief myne. Ek het jou geroep om naby aan my te leef. God wil hê ek en jy moet so naby leef. My lewe is so belangrik vir hom, dat ek sal weet, dat wie aan my raak, raak aan hom. Hoor jy dit? As iemand jou leed aandoen, dan voel dit vir die Here, asof iemand dit aan hom doen. Dis 'n toneel wat al baie in my lewe afgespeel het, eerstens in my ouerhuis, en nou in die huis waarin ek nou woon, saam met my bokkie en ons kinders. Maar sien, as ek by die huis sou kom en Andrie was voor my daar en daar het iets gebeur en die kinders het daar opgewerk, dan hoor ek dit. En wat gebeur met my? Vanuit my hartstogtelike liefde vir my vrou, word ek opgewerk. En wat wil ek dan doen? Ek wil dit uitsorteer. Enige iemand wat aan haar raak, raak aan my. So wat doen ek? Ek brul. En weet julle wat kry ek dan van my vrou af? Nie 'n baie groot dankie nie. Nee, ek is so bly jy het ingetree vir my nie. Nee. Ek kry die oë van 'n mamma leeu, want wie aan haar welpies raak, raak aan haar. Is dit nie so nie? En ek sien na lag julle in julle huise ook nie. Want dit is 'n toneel wat in jou lewe ook al afgespeel het. Want vir 'n ma is haar kinders die appel van haar oog. Niemand, nie eens haar man, moet iets aan hulle doen of iets vir hulle sê waarvan sy nie hou nie. Want dan sal hy dit hoor. Hy sal dit sien. Hy sal dit weet. Hoor wat sê die Here? Baie meer as wat 'n ouer kan voel oor 'n kind, voel die Here oor jou en my. So wie aan jou vat, vat aan hom. Jou seer is nie vir hom onbekend nie. Hy voel dit. Onthou jy hoe Jesus gehuil het by Lazarus se graf oor die mense daar? Hy het gesplag nie so my. Hy het innige meegevoel beleef. En die derde wegneem vir jou en my. In God se oë, naby aan God se oë, sien ek wie ek is. Sien ek wie sin ek is. En dit verander alles. En in my oë sien die Here die refleksie van homself. Dis so naby God aan ons wil woon. Nou kan jy mag sê, wow, dit klink 'n bietjie kwaai. Ek bedoel, ek weet wie ek is. Ek het issues. Ek maak foute, ek het nie meer. Ek is sondig, soos Paulus aan Romeine 7 sê. Ek is nie werd om die appel van 'n heilige God genoem te word nie. Ek kan dit nie vat nie, dit is te moeilik, dit is pragtig in teorie, dit is mooi gesê, hierdie hele beeld is dalk iets wat met my praat, maar ek hou dit liewer ver, want dis moeilik om my hart oop te maak en dit regtig te vat, want ek verstaan nie liefde wat so groot en so oorweldigend is nie. Onthou jy wat het die Here gesê by Jesus se doop? Dit is my geliefde seun, daar in Matteus 3. Oor hom verheug ek my. En later by die berg van verheerliking sê God dit weer sê. Dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Luister na hom. Sien die appel van God se oog, die ware appel van God se oog, sy enigste seun, het die hemel verlaat, het onder ons kom woon, tussen ons mense, soos die Bybel vir ons leer, in wie God 'n welbehae het.
En hierdie seun het nie soos Dawid in Psalm 17 gebid vir sy eie beskerming nie. Hy het nie gesê, ek is die appel van die oog, Vader, bewaar my altyd, ek sien nie kans vir my vyand nie. Hy het gesê, hierdie is te veel van my, maar Vader, nie my wil nie, u wil. Hoekom? Want Jesus het geweet, het was die wil van die Vader om die prys vir die sonde te betaal, sodat ek en jy God se kinders kan wees. Johannes 1:17 sê, 1 vers 12 sê, ekskuus. Almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om sy kinders te wees, om sy kinders genoem te word. 'n Kind is die appel van 'n ouer se oog. 'n Kind is super naby en super spesiaal. Wanneer God in sy fotoalbum bly, dan sien hy jou raak. Jy's onder sy gunsteling folder. Jy's daar. En hy wil hê jy moet dit vandag weet. Hy wil hê jy moet dit vandag vat. Hy wil hê jy moet weet dat hy so ernstig is om die ganse ewigheid met jou te spandeer, dat hy die prys daarvoor betaal het om dit vir jou moontlik te maak. Wil jy nie vandag jou lewe oopmaak daarvoor nie? Wil jy nie vandag waag om te sê, strome van liefde, van die Vader van liefde, kom vul my. O Here, asseblief, kom vul my met hierdie bewustheid, dat ek so naby aan U kan en moet leef, dat ek vandag kan weet, ek is die appel van U oog. Amen. Amen. Dankie Here, dat ons hierdie waarheid vandag kan aanhoor. Is nie 'n begrip waaroor ons gereeld tot mekaar praat nie. Dis nie iets waaroor ons gaan sit en dink nie, en tog is dit so nodig in 'n tyd soos hierdie, dat ons net weer opnuut sal besef hoe belangrik ons vir die Here van die heelal is, hoe belangrik ander vir die Here van die heelal is. Dankie Here dat ek kan weet dat leed wat my aangedoen word, smart wat ek dalk mag beleef, teleurstellings wat ek mag beleef, nie net vir U sigbaar is nie, maar dat U dit saam met my beleef. Wil U my asseblief nader trek? Ek wil so naby aan U wandel, dat ek myself kan sien dans in U oë. Ek wil so naby aan U wandel, dat ek my refleksie in U oë kan sien, want U oë is op my, en wanneer U na my kyk, dan glimlag U. Dankie Here dat ek dit kan vat vandag, en dat ek ander met daai liefde en daai omgee ook kan behandel, juis omdat ek geliefde van die Vader is. In Jesus se naam. Amen. Amen. My Kerksondermure het ons regtig die voorreg om hierdie boodskap van hoop en liefde die wêreld in te dra. En ons doen dit nie net by wyse van woorde nie. Ja, ons doen dit by woord en beeld soos hierdie. En jou bydrae maak dit moontlik, maar ons doen dit ook by wyse van 'n tasbare daar wees, 'n in-persoon daar wees. Of dit nou op uitreike is en of dit nou met voedselnood is. In hierdie maand van dankbaarheid, in hierdie tyd van dankbaarheid waarin ons opnuut kom sê, Here, maar 'n boom behalwe wil ek gee, omdat U so goed is. Mag ek en jy juis gee, omdat ons so naby aan die Here leef. Mag ek en jy juis gee, sodat ander dit ook mag beleef. Sodat ander ingetrek kan word en deel kan wees van die familie van die Vader, die appel van sy oog. Hier op my linkerkant sal jy die Zapper nie, SnapScan se bankbesonderhede of se foto wat jy kan neem, sien, is nou tyd vir jou bydrae. Kom ons sluit af en dan sing ons heerlik saam met die goedheid van ons Here. Even
Geliefde van die Here, appel van die oog van die lewende God. Sy genade, sy barmhartigheid, sy vrede en sy goedheid sal met jou wees elke dag, totdat Jesus kom. Goeiemôre maats, baie welkom by ons aanlyn kinderdiens. Dit is so lekker om vandag saam met julle weer hier te kuier. Weet julle, Jesus het vir my en vir jou baie spesiaal gemaak, anders as die plante en die diere. Een van die spesiale eienskappe waarmee God ons geskape het, is emosies. In vandag se saamsing gaan die lied vir kinders en groot mense herinner dat Jesus ons altyd oral waar jy gaan, baie lief het. Kom ons sing saam. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Maatjies, ek wil nooit vergeet dat Jesus vir my liefhet nie. Kom ons bid saam. Onse Vader in die hemel, dankie dat ek kan glo dat U nou hier by ons is. Jesus, ek was gister so gelukkig, maar soms raak ek nog kwaad vir ander en dit is nie hoe U wil hê ek moet lewe nie. Vergewe my asseblief daardie emosies wat nie vir ander wys dat ek 'n Jesus-volgeling is nie. Maak my geloof sterk sodat ek my emosies kan gebruik om U te eer. Amen. Maats, ons hou almal daarvan om gelukkige emojis te stuur. Soos hierdie een waar die lagtrane spat, of selfs hierdie een wat net gelukkig is, of wat van hierdie ene. Ek hou sommer baie daarvan as my familie en vriende vir my gelukkige emojis stuur. Maar waarom is daar so baie ongelukkige emojis ook? Soos hierdie kwaai ene, die teleurgestelde een, die verwarde een, of selfs die emoji wat hartseer is. Niemand van ons hou daarvan om bekommerd of selfs hartseer te wees nie, maar ongelukkig is hartseer deel van die lewe. Ons kan nie daarvan weghardloop of wegkruip nie. Daar gaan 'n dag kom wat jy of pappa of ouma of selfs 'n maatjie van jou 'n slegte dag gaan beleef. Op so 'n dag, dan voel jou hartjie net soos daardie ongelukkige emojis. Onthou julle, ek het aan die begin gesê dat God ons met hierdie emosies gemaak het. En weet julle, Jesus,
God se enigste seun wat mens geword het, het dieselfde emosies belewe toe hy op aarde geleef het. Vandag gaan Tannie Joan vir ons 'n storie vertel waarin Jesus ongelukkig was. Terwyl Tannie Joan vir ons die Bybelstorie lees, moet julle hardop uitroep watter emosies die Bybelkarakter in die storie ervaar. Tannie Joan? Kry jou Bybel gereed, want vandag gaan ons lees en leer uit Johannes 11, die heel eerste 44 verse. Nou voordat hierdie gebeurtenis plaasvind in Jesus se lewe, was baie mense besig om by hom te kom leer en het Jesus mense vol blydskap gemaak. Wanneer hulle van hom af weggegaan het, was hulle gelukkig en baie keer vol vreugde. Hoekom? Wel, Jesus het mense se lewens verander, beter gemaak. Maar toe, eendag, het Jesus slegte nuus ontvang. Jesus se glimlag het verdwyn. Jesus se hart was seer. Martha, Maria en Lazarus het in 'n dorp Betanië gewoon. Dit was nie baie ver vanaf Jerusalem waar Jesus besig was om mense te leer nie. Maar toe het Martha en Maria vir Jesus 'n boodskap gestuur. Hulle broer was baie siek en hulle het geweet dat Jesus baie lief was vir hulle broer. Hulle was baie goeie vriende. Maar weet julle wat, maats? Jesus het nie dadelik vertrek na Betanië. Hy het geweet dat God iets wonderliks gaan doen. En daarom het hy nog eers in Jerusalem gebly. Na 2 dae het Jesus vertrek na Betanië. Toe Jesus hulle daar aangekom het, het hy Martha en Maria gekry wat baie gehuil het, want hulle broer Lazarus het gesterf. Ag Here, as hy tog maar net hier was, dan sou ons broer nie gesterf het nie, het Maria baie hartseer gesê. Maats, kom ons lees in vers 35 Jesus se reaksie op dit wat Maria nou vir hom gesê het. Dis een van die kortste verse in die Bybel. Jesus het gehuil. Net soos ek en jy, was hy hartseer. Die mense wat daar was om Martha en Maria te troos, het gesien hoe Jesus gehuil het en hulle het vir mekaar gesê, kyk hoe lief was hy vir Lazarus. Vol hartseer het Jesus gebid. Vader, dankie dat U altyd na my luister wanneer ek iets vra. Toe het Jesus met 'n harde stem uitgeroep, Lazarus, kom uit! Almal wat daar was kon hulle verbasing net nie wegsteek nie. Lazarus het uitgekom. Hy was nog toegedraai met grafdoeke, maar hy het gelewe. Almal wat daar was, het vol vreugde Jesus geprys en hom geloof. Hier staan in die Bybel dat baie mense tot geloof gekom het in Jesus nadat hulle dit gesien het. Jesus verstaan jou en my hartseer. Wat ook al dit is wat jou hartseer maak, Jesus luister wanneer jy met hom daaroor praat. Of miskien wil jy vandag 'n briefie vir hom skryf en jou hart met hom deel. Wat is dit wat jou hart donker en swaar maak? God is altyd gereed om na jou te luister. Hy wil jou troos. Hy wil dit beter maak, want hy het jou so baie lief.
Maats, wil jy moet 'n bietjie goed dink. Hoe sal jy iemand troos wanneer jy met jou oë sien dat iemand hartseer of mismoedig is? Ons moet daaroor dink, want ons weet nie wanneer hartseer of mismoedigheid in jou hart kom lê nie. Ons moet leer om gereed te wees dat God jou kan gebruik. Jy kan dalk die iemand wees wat soos Jesus mense troos, mense weer hoop gee en hulle harte vol blydskap maak deur hoe jy met hulle praat en wat jy vir hulle sê. Ek gaan vir ons lees in Psalm 139, net een versie, versie 14. Ek wil U prys omdat U my so volmaak gemaak het. U doen wonderlike werk. Ek weet dat U groot dinge kan doen. Dis in die boodskap wat dit so staan. I must tell Jesus all of my trials. I cannot bear these burdens alone. In my distress, He kindly will help me. He ever loves and cares for His own. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Jesus, ek weet nie wanneer ek hartseer of swaar op my lewenspad gaan voel. Maar dankie dat ek met vandag se storie in die Bybel kon leer dat hy ook my trooster sal wees. Amen. Maats, as ons hartseer belewe, dan voel ons hartjie sommer so swart soos hierdie papier. Maar weet julle wat gebeur as ons trane vir Jesus gee? Dan voel ons hart sommer vol kleur en blydskap.